So baie welkom by ons Digidiens vir die week. Dis nogals vir my 'n vreemde week, want ons is nou tussen reekse, soos tussen stasies. En die opdrag was, kies vir jouself iets, enigiets wat op jou hart is. Nou dit was nou interessant, want hoe weet mense nou wat is op jou hart? En ons sê so maklik, ons luister na die Here. Nou hoe doen 'n mens dit nou? So ek moes die week nou weer daaroor gaan dink. 'n vriend bel my uit die bloute uit en hy begin vertel vir my, hy doen so 'n bietjie church hopping by die stadium. So hy gaan Sondag na verskillende kerkgeboue toe, verskillende predikers en verskillende liturgieë. En ek en hy begin toe nou 'n gesprek oor die rol wat plek speel. En daar's 'n ou gesegde waarmee ons jonger dominees veral wat klein, dit is the building always wins. Dat dit maak nie eintlik saak wat jy doen nie, die gebou is so bepalend in mense se ervaring en belewenis. En ons het daaroor 'n lang gesprek gehad. Toe lees ek in Netwerk 24, hierdie interessante artikel van 'n man met die naam van Albert Geldenhuys. Hy is 'n afgetrede ingenieur van Bloemfontein, as 'n jarelank uitvoerende direkteur van 'n groot ingenieursmaatskappy wêreldwyd. Hy en sy vrou het die afgelope tyd na sy aftrede 40.000 kilometer gery. En weet jy hoekom? Want sy oupa was Wynand Lou. En Wynand Lou was 'n argitek in die Parel. En sy oupa Wynand Lou het 120 kerkgeboue in Suid-Afrika ontwerp. Waaronder andere een in Bethlehem, in Porterville en in die Strand en so aan. En toe het Albert nou dit sy werk gemaak om na sy aftrede al sy oupa se kerkgeboue te gaan besoek. En hy het ek dink hy het 'n doktorsgraad gekry by Kossies oor die onderwerp. Daar's 'n Facebookblad waarvan ek nie geweet het nie, kerkgeboue van Suider-Afrika wat 38.000 volgelinge het. Waar mense links en regs kommentaar lewer op hulle onthou van kerkgeboue en die rol van kerkgeboue in hulle lewe. Jy kan gerus daarna gaan kyk, kerkgeboue in Suider-Afrika, mense onthou hulle ouers se begrafnisse, hulle onthou Sondagskool, hulle onthou kinderdienste, in hele huwelike belydenisaflegging. Dis baie interessant om die mense se kommentaar te gaan lees. Maar wat vir my eintlik half emosioneel was dat in hierdie tyd, voordat my vriend met my gepraat het, ek self deur 'n tyd is wat ek gered word telkens deur die woord. En die woord wat my red is Psalm 84. Ek kan nie dit eintlik vir jou verduidelik waar dit vandaan kom nie. Maar ek vang myself tydig en ontydig. En wanneer ek alleen is, soms hard en soms in die stort, dat ek Psalm 84 opsê of dat ek het sing. Maar dat ek ook die ou liedboek sing, wat ek as kind geleer het in Oudtshoorn Wes. Hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskaar, hoe begeer my siel en hunker van verlange, om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. My hart en stem, o God, roep luid na u wat leef verlangend uit. Die mossie vind, dis die tweede vers, die mossie vind in huis, o Heer. Die swaalkies lê in nesies neer en ek vind rus by u altare, waar u vir my 'n woning maak en u my koning my bewaak. Gedigte Heer der leerskare, welsalig wie in u paleis, u altyd deur mag loof en prys. Ons stap Sondag na die Paasdiens terug huis toe en ek sê vir my vrou iets en ek sê dis lieflik en sy sê ja, deesdae is als lieflik vir jou want ek gebruik die woord lieflik aan mekaar. Toe dink ek maar ons sê altyd ons luister na die Here. Nou het my vriend met my gepraat, ek lees die Netwerk 24 artikel, ek is nou vry om self te kies in Psalm 84 leef in my hart. Dis mos nou obvious dat ek vandag Psalm 84 moet neem as vertrekpunt om oor te praat.
So ek wil jou nooi in Psalm 84 te gaan lees uit jou eie tyd. Ek het dit nou soort van al vir jou opgesê in die ou liedboek vertaling daarvan. Jy kan die video nou 'n bietjie 'n pause gee en dan kan jy gou gaan lees as jy wil, of anders kan jy na die tyd dit rustig gaan lees, want dit maak eintlik saak wat 'n volgorde dit is nie. So toe ek nou daaroor gaan dink, bidend daaroor dink op my eie tyd, my eie plek, en vir myself sê, ek wil nie eintlik 'n preek maak, ek wil maar net 'n getuienis gee. Toe het ek gedink, dit is toch as insiggewend dat Psalm 84 nou opgedaag het, direk na ons reeks oor 3 geloofsgewoontes, gebed, afsondering en vas. En ek het begin dink oor, wat is die rol van plek en spasie? Ek bedoel, fisiese, geografiese plek, in ons beoefening van ons geloofsgewoontes. Want as ek die psalms lees, en ook ander tekste, veral in die Ou Testament, maar ook hier en daar in die Nuwe Testament, het ek die gedagte gekry, of die afleiding uit die woord, dat God ons blijkbaar so gemaak het, dat ons maar soos diere is. Jy weet, ons diere gaan saans en soggens na die water gehad het. As jy nou in die Kruger Wildtuin rondry, dan is die beste plek waar jy in die oggend vroeg met sonsopkoms kan wees, en saans met son ondergaan, is 'n watergat. Die diere kom so toe. Dit is 'n plek waar hulle half, sonder dat iemand hulle roep, by mekaar kom, om hulle dorst te les. En egter toch, miskien, het God ons toch so gemaak, dat daar plekke is in ons lewe, waar daar spesiale ontmoetings met hom kan plaasvind. Psalm 84 is een van 4 Sions psalms, saam met Psalm 46, Psalm 48 en Psalm 76 in die psalmboek, wat spesifiek gaan oor Sion, die berg Sion, geleë by die stad Jerusalem, naby die tempel, wat dan beskryf word as die woning van God, en Jerusalem is die Godstad. As jy wil, kan jy dit 'n geestelike watergat noem. Dis blijkbaar iets met 'n aantrekkingskrag, 'n magneet, vir mense met 'n diep geestelike hongerte. As jy na God verlang, is dit die plek, of die spasie, of die ruimte, waarheen jy gaan. Dit is jou watergat. Ek het die psalm gaan lees, en as jy dit nou gaan lees, sal jy dit ook sien, dat die woord verlang, dat is verlang. Die psalmskrywer verlang na Jerusalem, hy verlang na die tempel, hy verlang na die altare, hy verlang na die voorkamers van die tempel. Vers 2 maak het sterker, vers 2 sê, hy verlang net nie, hy smag daarna. Dis nie net 'n verlang nie, dis 'n smagting, dis 'n baie diep ervaring. Die Engelse vertaling sê, my soul longed, yea, fainted for the forecourts of the Lord. My soul fainted for the forecourts of the Lord. En vers 6 sê, dit sal goed gaan met die ou wat graag so toe gaan. Wat dit nie sien as 'n opoffering of 'n las nie, maar dit doen vanuit 'n diepe oortuiging met 'n vreugde, wat sommer al volgens vers 7 op die pad begin soontoe. Jy kry dit nie eers net daar nie, jy is nog op pad soontoe, dan oorval die vreugde jou op die reis soontoe. Vers 11 sê, een dag by die tempel is beter as 1000 daar buite. Dit is so 'n groot ervaring, dat een daarvan klop 1000 ander klein ervaringkies. Maar wat interessant is van die psalmskrywer en sy pelgrimsreisigers wat saam met hom reis soontoe, is hulle maak dit nie ingewikkeld nie. Dit het my gevang. Dit lyk my die teenwoordigheid in die plek was genoeg. Hulle hoef niks meer te gedoen het nie. Die sien van die tempel, die sien van die altare,
die sien van die mooi van die tempel, die grootheid daarvan, was vir hulle genoeg om by hulle ervaring te skep. En dan gebruik hy baie mooi, warm, emosionele, beeldryke taal, wanneer hy sê, jy weet, dit is 'n mossie se nes. Dis 'n swaalkie se babakamer. Dis wat dit vir my is, as die pelgrimsreisiger op pad na die tempel toe. En doodgewoon het die aanskoue daarvan, die reuk daarvan, die geluide daarvan, die aanskoue daarvan, dit is genoeg vir my. Dan het ek hierdie godservaring. So halwe veilige tuiskomservaring. Nou toe ek daaroor gedink, ek nou, wat beteken dit nou vir my, hierdie hele storie, hoe raak het my lewe, hoe kan dit my vandag help in my verhouding met God? Ek bedoel, hoe kan 'n spesifieke plek my help in my gebede, in my afsondering, in my vas ensovoorts? En toe onmiddellik hoor ek die Nuwe Testament echo in my kop, in Matteus 6:6, waar Jesus praat van, gaan na jou binnekamer toe. Gaan lees 'n bietjie oor binnekamer. Binnekamer was die kamer sonder vensters, né? In die middel van die huis. Dit is 'n spasie gewees waar jy niks anders kon sien nie, al wou jy ook. En eintlik van niks anders bewus was, as jy en God nie. Daar's 'n ander vertaling van binnekamer, wat eintlik stoorkamer is. Die Engels praat van the treasure room. Skatkamer, dis die skatkamer. En nou dink ek sommer aan Jesus wat gesê het, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, nee? Dat waar jy God as die absolute final treasure, as die absolute finale skat kan ontdek, maar dis 'n kamer sonder vensters. Dis 'n plek waar jy gaan, Jesus sê nog, hy maak het nog meer, hy sê die kamer moet 'n deur uit die af van die saak, maar maak die deur toe. Dat jy en jou Vader, wat in elke geval alles van jou weet, saam kan wees. En het is asof Jesus op daai oomblik Psalm 84 by my kom wakker maak en aanmoedig en sê, in die Ou Testament het hulle op 'n bepaalde manier 'n belewenis van God gehad by die tempel, by die altare, by die voorpleine, en wat ook al, maar Jesus sê in Nuwe Testament, hier vertaal ek dit vir jou met binnekamer of skatkamer. Dit bevestig dat Jesus ook sê vir die Samaritaanse vrou in Johannes 4, jy moet onthou, Samaritaanse vrou, as jy vir God wil ontmoet, hoef jy nou nie meer na die berg Gerizim toe te gaan, of na die berg Sion toe nie, want God is nie vasgemaak aan 'n plekkie, hy was dalk vasgemaak aan 'n plek, in 'n bepaalde tyd, maar nie meer nie. Jy kan nou in jou huis, in jou skatkamer, in jou treasure room, sonder vensters en met 'n toedeur, kan jy God sommer net daar ontmoet. Vertaal beteken dit, jy kan vir God in die bankie in jou tuin ontmoet, jy kan vir God onder die boom in jou agterplaas ontmoet, jy kan vir God in die stoel, in die hoek van jou sitkamer ontvang, as jy stil kan wees daar, en alleen kan wees daar, want God is mos nou nie verder as ons harte nie. Hy is mos lankal nie meer vasgemaak aan Jerusalem of aan Sionsberg nie. Hy is nou sommer hier in ons lane en ons strate en in ons plotte en op ons plase. En al verantwoordelikheid wat ons het, is om doelbewus, en ek glo ons moet dit doelbewus doen. Daarop sig stem ons ooreen met die psalmskrywer, wat doelbewus op 'n pelgrimsreis moet gaan. Jy moet eintlik doelbewus elke dag op hierdie pelgrimsreis gaan, waar jy na 'n ruimte toe kan gaan, waar jy en God mee bekend is, en waar dit vir jou half makliker is, om net gewoon bewus te wees, van God se ewige teenwoordigheid, gevraagd of ongevraagd, dat God hier is, en saam met jou is. Maar dan is daar 'n belangrike ding wat ek dink moet gebeur, en wat ek in Psalm 84 geleer het, en jy mag daarmee saamstem of daarvan verskil. Dat ek dink wat ons ongelukkig gedoen het, ons het 'n ontmoeting met God gelyk gemaak aan 'n studie van God.
En dis hoekom ek hierdie klomp boeke hier langs my het. Want ek dink baie mense se stilte tye en hulle ontmoetingsplekke lyk so. Hier is bijvoorbeeld 'n Griekse Bybel, hier is 'n kommentaar op Lukas, nog 'n kommentaar op Lukas, hier lê 'n Griekse woordeboek, hier lê 'n preekbundel. En ek kan met dit alles besig wees en die ontmoeting mis. Dat ek as Psalm 84 praat van die vreugde wat hy ervaar het, ek vir myself sê, maar waar ek kry dit, daar nie. En die graag wat ek wil, en die versmagting, en ek dan vir myself sê, maar ek het nie dit, maar dis dalk omdat jou binnekamer 'n plek geword het, waar jy so besig is met God, dat jy dit mis dat God met jou besig is. En dat jy 'n direkte en 'n onmiddellike ervaring met God het. En ek wil dit graag vir demonstreer, deur nou op te staan uit hierdie stoel met die baie boeke, en ek wil nou op 'n ander stoel gaan sit. 'n Stoel waar daar niks is, Dit is toevallig die stoel waarop ek in die weeksoggende sit, nadat my vrou skool toe is. Met niks in my hande nie. Niks. Nie eers baie keer met 'n gebed nie. Sonder woorde. En waar ek soos 'n mossie in 'n nes is, in 'n swaalkie, rus vind vir my siel voor die dag begin. So ek gaan gou skuif van hierdie stoel na die ander stoel toe. So dis belangrik om te onthou dat hierdie stoel is nog glad nie heiliger as die stoel waarop ek net op gesit het nie. En is ook belangrik om te onthou dat God is nie meer teenwoordig in hierdie stoel wanneer ek hier sit as wat ek in daai stoel sit. Dit is glad nie wat gebeur nie. Die punt is net, as ek in hierdie stoel kom sit, hoe langer ek dit doen en hoe meer gereeld ek dit doen, hoe gemakliker raak ek met die bewuswordingsproses van God se vertroostende, bemoedigende, inspirerende teenwoordigheid in my lewe. Ek het mos nou onlangs een van my kleinkinders opgepas wat nou nog 'n baba is. Dit is baie interessant geweest, sy het 'n baba pakkie wat sy aantrek as sy gaan slaap. En sy gaan slaap op vaste tye. En wat vir my baie interessant was, as ek haar vat en ek sit daar in daai sakkie wat moet 'n ritsluiter toemaak. As ek haar toemaak, dan val haar oor toe. Dit is net so maklik hoe sy gaan slaap. Want sy weet, daai pakkie ruik na slaap, voel na slaap, en is eintlik maar 'n slaappakkie. En dit is hoe ek oor hierdie stoel dink waar ek nou sit. Dit is 'n ruimte en 'n spasie waar ek baie gemaklik is om sonder enige inset van my kant af net hier te kom sit, letterlik so te kom sit en te sê, Here, help my, hoor my, wees my, by my, maak my bewus van U, omhels my, ontmoet my, troos my, bemoedig my, verseker my, lei my. En as ek weg van die moeilike verstaansgoed, wat ek later sal vat, wat ek ook moet doen, dis nie of nie, dis net volgorde, dat ek eers by God uitkom, en daarna by sy woord, en by al die moeilike vrae wat daar uitkom, en dan word dit regtig, in hierdie stoel, wat Psalm 84 sê, 'n lieflike plek. Hoe lieflik is die stoel, waarin ek sit. Hoe lieflik is die oomblik in die oggend vroeg, wanneer ek hier kom sit, en maar net my oopmaak vir 'n ontmoeting met die Here, dan word dit my swaalkiehuis, my mossienes, my Weddington altaar, waar ek net eenvoudig bewus is van God se lieflike teenwoordigheid in my lewe. So, ek wil vasmaak deur weer die krag van musiek vir jou te sê, want toe ek nou als klaar gedink het, toe tik ek nog so 'n bietjie op die Google en ek soek nog 'n bietjie Zion en waaroor gaan dit als, en toe kom ek af op die lied A Road to Zion, wat ek weet ek iewers in my musiekarsenaal het, en toe gaan luister ek het weer. There is a way that leads to life.
The few who find it never die. As mountain peaks graced white with snow, the way grows brighter as it goes. There is a road inside of you. Inside of me there is one too. No stumbling pilgrim in the dark, the road to Zion's in your heart. The river runs beside the road, its water living as they flow. In link with voice the water calls, on thirsty knees the pilgrim falls. Sometimes a shadow, dark and cold, lies like a mist across the road. But be encouraged by the sight, where there's a shadow, there's a light. Sometimes it's good to look back down. We've come so far, we gained much ground. But joy is not where we have been. Joy is who's waiting at the end. En as ek soggens daar uit my slaapkamer uitstap, by die badkamer verby, en ek kyk bietjie oor regs, en ek sien hierdie stoel waar ek sit, dan weet ek, hier wag hy vir my. Hier wag God vir my. En waar hy vir my wag, is dit vir my makliker om te kry, as dat ek homself gaan soek, elke keer op 'n nuwe plek. En toe verstaan ek, Psalm 84 vir die eerste keer, hoe lieflik is u woningsheer, ter leere skare. Want die woning van die Here is die plek, of die ruimte, waar hy vir my wag, en ek weet dit. En hoe langer ek die pad loop, makliker word dit in die ontmoeting. Ek bid dat die Here vir jou so 'n mossie huisie en 'n swaalkie nesie sal gee, jou stoel, jou bankie, jou boom in die agterplaas, want dit is die plek waar God vir wie ons Vader noem, vir ons wag, vir 'n lieflike ontmoeting, in lyn met Psalm 84. Here, ek bid dat u ons sal vrymaak van die gewoontes wat dit vir ons moeilik maak om in 'n intieme verhouding met u te lewe. En dat u vir ons help om gewoontes aan te leer wat dit vir ons makliker maak om in ontmoetings, intieme ontmoetings met u te gaan. En Here, ek bid dat u vir elkeen van ons so ietsie sal gee, so ruimte, so spasie, so plekkie, wat ons eie kan maak. En as ons daarop verbystap, ons hoor dat u sê, ek wag vir jou hierso. Elke oggend, elke aand, net hier wag ek vir jou. Dankie vir u woord, dankie vir Psalm 84, dankie dat u ons wil ontmoet in oomblikke, op plekke, binnekamers, skatkamers. Ons bid vir hierdie goddelike ontmoetings in ons lewe. Amen.